is Johannes Holten. Nee, dit is wie jy is, okay? Maar ons ken jou beter as Paul Holten, die meneer wat IGO gee. Yep. So, sê vir ons, hoekom gee jy IGO? Wat maak IGO so besonders vir jou? Ek dink is maar liefde wat ons gekweek het toe ek op skool was. Ek was in 'n tegniese skool gewees. Nick Diedriks, toe ons nog behoorlike tegniese skole gehad het. En ja, ek het baie daarvan gehou. Ek is nie ou wat hou van lees nie. Ek hou daarvan om met my hande te werk. Die IGO en wiskunde, dis my vakke. So dit is ietsie ek dink is maar ou se brein is so ingestel sodat jy op 'n einde van die dag jy kan lekker met die ouens praat met die hande. Ja, ek hou baie waarvan. Ek is ook 'n ou wat verskriklik baie hou van renovations. So ek doen sulke goedjies dan beplan. Ek teken op die rekenaar, teken ek my vloerplan. Ek teken meubelment. Ek plaas dit op die vloerplan om te kyk of gaan dit werk. En dan beplan ons verbeterings aan ons huis wat ons graag wil doen, dan beplan ons daarvolgens. So ek is mal daaroor, ja. En wat is vir jou lekker in die klas? Dis 'n vak wat baie prakties is. So dit is nou nie soos en biologie is ook baie prakties. Wiskunde is bietjie minder prakties gewees, want hy is baie abstrakt, maar 'n vak soos IGO is baie prakties. So ek kan vir die ouens dit deurtrek na die praktyk toe. Dan kan ons sê, ons het byvoorbeeld 'n gedeelte wat gaan suiwer oor siviel. So dan gaan dit oor vloerplanne van huise, so hy kan op die vloerplan van sy huis gaan kyk. Hoe lyk dit? Dan verduidelik ek vir hom hoe dit volgens die Suid-Afrikaanse nasionale standaarde geteken word. Want ons siviele vraestel gebruik ons die SANS 10143 en dan ons meganiese vraestel gebruik ons SANS 10111. So wat ons hierso teken en wat ons in die Kaap teken, of hulle nou op skool is en of hulle buiteskoolverband teken hulle dit volgens daai standaard. So as ek sê 'n bad lyk so op 'n vloerplan en ek teken hom so, dan gaan die ouens wat dit in die Kaap lees in Suid-Afrika, reg oor Suid-Afrika gaan dit presies so teken. So dis 'n baie makliker manier hoe om ietsie byvoorbeeld op 'n plan te illustreer. So dit is my lekker, dat die ouens verstaan dit en wat ook lekker is, ons kan met modelletjies werk. So ek gebruik modelletjies om vir die ouens te wys hoe ons vir al die meganiese komponente. Die seuns is baie betrokke by so iets, maar die meisies nie hands-on nie. Ek wil nie sê al die meisies is nie so nie, maar dan het ek daarom modelletjies wat ek kan gebruik om dit vir hulle in praktyk te wys. Hoe lyk 'n ding as hy voordat hy gesny is, 'n as, 'n moer en 'n bout. So hoe lyk dit as jy goeders uitmekaar uithaal, as jy dit aan mekaar sit? Ja, as jy hom sou sny, kan jy vir jouself indink hoe gaan hy lyk as hy deurgesny is. En het ons gelukkig ook die voorreg om modelle te hê wat ons kan gebruik in die klas. So hoorie Paul, en is jy 'n kwaai meneer? Dink jy jy's streng in die klas? Ek het nie kinders sê so. Maar ek dink is ook vir my is dissipline baie belangrik. Ek was 8 jaar in die mag gewees. So dissipline is maar so agtergrond. My pa was self onderwyser daai tyd toe hulle nog in die Rotlang mag geswaai het. So ek is eintlik baie jammer die ouens het dit misbruik. Want ek dink dit het sy plek in die wêreld. So maar dit is baie belangrik dat die ouens nog dissipline behoorlik toepas. En ek dink dit gaan maar vir my oor die ander leerders wat in die klas sit. Daai leerders het ook 'n reg tot behoorlike opvoeding. En as ek nie die klas behoorlik beheer nie, dan ontneem ek daai ou die reg. So ek sou eerder hard wees op 'n persoon wat nie sy kan bring nie, laat kom in die klas want dis ontwrigting as wat om hulle net te laat gaan. Ja. So maar ek is regverdig deur die bank. Maak nie saak wie jy is nie, of jy my topkandidaat is of jy dalk 'n ouetjie is wat bietjie sukkel, want partykeer het party mense net meer aandag nodig, maar as jy 'n topkandidaat is en jy kom laat vir my klas, dan gaan ek myself hanteer as wat 'n ander ou wat byvoorbeeld laat vir my klas. So ek dink streng, maar regverdig en ek dink partykeer probeer ons dit ook om vir die ouens dit genotvol te maak. Ja. Maar ons moet ook nog deur ons werk gaan wat hulle vir ons voorgeskryf het, dis belangrik. Ons nou agtergekom met die personeel ook, jy het jou sin vir humor is regtig aangenaam en mense vind baie aanklank met jou. Hoekom dink jy so? Hoekom dink jy hou mense van jou? Ja, ek weet nie. Maar mense hou nogal van jou, hoor. Ek is bly om dit te hoor. So ek het nog gesit met my vrou. Ja nee, ek dink hoe is nogal geneig om die ook goeie goedjies in sekere situasies raak te sien. En ek dink dan maar bietjie skerp te wees om daai goedjies uit te byt. Ek dink ons het nou so 'n bietjie terug so opening gehad en waar die een juffrou gesê het en toe van die amen van laat werk en so toe het sy op 'n stadium kon ek sien ja sy raak bietjie bewoog en dit het ek ook net gesê amen. Ja, amen en toe lig jy die spanning spanning daarso en
ja, so lekker gewees uit om so iets te kan doen. Ja, ek hou daarvan. As jy nou nie by die skool is nie, jou stokperdjies, waarmee hou jy jouself besig? Ek speel 'n bietjie gitaar, ek sing bietjie, ek probeer sing. Maar jy sing mooi, dit weet ons ook, is 'n baie Jordaan, goedjies, Beautiful and Hey, Beautiful jy West. sê jou gitaar gebring het. Ja, so ek is daai, maar ek kan hoor my stem met 'n rasper in. En dan speel ek 'n bietjie rolbal. Ek love rolbal, want dit haal 'n bietjie ou se gedagtes van dit wat jy doen, haal 'n bietjie jou gedagtes Wat ook nodig is. Ja, by die skool raak ek so betrokke. Ek meen, mense dink aan onderwyserwerk van 7 tot 2. Dan gaan party ons het nog daar na skool. Ek het 'n YouTube channel waarop ek baie werk vir die ouens op YouTube laai, wat tog eintlik baie help vir ouens wat afwesig was, werk gemis het, dan kan hulle na die channel toe gaan. Dit gaan nie net vir ons skoolse leerders nie, maar ook vir buite. Dan kan hulle van hierdie YouTube channel gebruik maak en dan hulle werk opvang. So ek spandeer baie tyd in die middag byvoorbeeld om nuwe lesse goeders te laai, nuwe werkstukke voor te berei. So dis ook maar eintlik so kan mens sê tipe van 'n stokperdjie vir my. Maar dan kom ek op die veld en gaan speel in die middag bietjie rolbal. Jy gaan net so 'n paar koppe wat jy rol en dan maak jou kop net mooi skoon. Jy fokus op niks van akademie, niks van die skool nie, niks van die ander probleme wat jy het nie. En ek dink elke persoon behoort so iets te doen. Ek is nou nie ou wat in die gym gaan rondhang nie. Hierdie is natuurlik. So ja. Goed dan. Wat kyk jy nou rol jy oop vir my as ek sê. Shame. Deel met ons jou gunsteling braaibroodjie resep. Jy moet 'n braaibroodjie resep hê. Braaibroodjie resep, daar moet eie in wees. Ja. So kaas, eie en tomatie. Ek wil nie alle goedjies by nie. Ek weet my vrou sê hou van 'n bietjie garlic daarbey. Vir my is dit die Jy doen hom net plain. Dit plain nie. Okay, en wat se vleis is vir jou die gunsteling om te braai? Saam met daai braaibroodjie, wat eet jy? As jy hierdie hoendervlekkies kry, dit voor die tyd bietjie braai, dan het ek so lekker erde bakkie waar die hoendervlekkies binne gaan. Ek braai gewoonlik eers die wors, dan sit ek die vlekkies bo-op, dan maak ek dit toe. Sy moet nog nie heeltemal gaar wees nie. Dan maak ek dit toe. Hy stoom eintlik maar 'n bietjie gaarder binne in daai bakkie. En dan sal ek so ribeye saam met dit braai. Lekker. So volgende keer braai ons lekker daar by jou. Okay, Paul. By my of daar by jou? Daar by jou. Okay, goed dan. Reg as kan. Laat se bouma. So dis die lekkerste van braai. Dis daai Bosveld vuur, so ons het 'n lekker bouma area daar en ek bou groot vure. Daai vure en ons braai. Is baie hoog. Ja, dis reg as kan braai. As jy iemand anders sou kon wees vir 'n dag, wie en hoekom? Sure. Ek dink ek moet 'n vrou wees. Nee. Hoekom wat wil jy daarmee? Dalk wil ek my vrou wees, maar dan kan jy sien nee. Hoe word 'n mens bederf? Ja, ek het ook 'n bietjie voel hoe word 'n ou bederf en so. So nee, ek weet nie, dis moeilik. Ek dink baie elke mens het maar sy eie probleme en dingetjies waarmee saamgaan. Ek dink die Here het mens geskaap soos jy is en jy is uniek. Ek weet nie of ek iemand anders te wil wees nie. Ja, maar ek dink dit sal ook wel lekker gewees het dalk om daai what women wants om te wees soos daai om te ja, laat presies weet wat almal dink, wat 'n vrou wil hê, so net vir 'n dag, net presies te weet wat 'n vrou wil hê, daarna sal jy 'n bietjie beter verstaan. Hoorie Paul, maar jy praat ook net maar geloof is ook vir jou baie belangrik, né? Baie, ja. En mense kan sien jy leef jou Christendom ook baie besonder uit. So dit is vir jou belangrik. Dit is baie belangrik. Ek dink dat mense tot op die einde van die dag baie foute wat jy maak, maar as jy dink iemand anders te of jy het nie foute nie, dan is jy verkeerd. Ek dink die belangrikste is dat jy kyk eens na jou eie foute. Ek was ook maar wild geweest op my tyd, so ek was maar 'n besige ouetjie geweest en ek dink my vrou het my nog 'n bietjie mooi in plek geruk. So ek is baie bly daaroor en die feit dat ou kinders het, as ek kinders is mense trots en dit mense het begin besef nee, maar kyk jy kan nie meer so aangaan soos jy aangegaan het nie. Jy het nou kinders het verantwoordelikheid en dan het mense verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te stel vir jou kinders. En wat 'n beter voorbeeld het ons nie as wat Jesus Christus vir ons gehad het in ons lewens nie. Ek weet nie, ek dink baie min mense weet Daleen wat in die finansies kantoor werk. Sy's jou vrou. Ja, dis seker 'n vrou en Daleen, baie sterkte vir Daleen, maar goed, Daleen nou jou mooi intoom. Sterkte vir maar Daleen. Vertel ons van jou jy 3 kinders. Ek het 3 kinders. Vertel ons in kort van elke kind. Waar is hulle? Wat doen hulle? Die oudste seun is in Parys, Vrystaat. So hy's nie not Paris. Hy's in Parys Vrystaat. Hy's getroud met sy naam is Ian.
Sy vrou se naam is Martie. Sy is so 'n jaar ouer as hy. Soos Daleen 'n jaar ouer is ek het ook maar net gesê ek soek 'n vrou wat bietjie intellektueel bietjie op 'n hoër vlak is sodat sy saam met my kan beweeg. Ja, grappie. Ja. In elk geval so Martie is sy vrou en hulle het 2 kindertjies, pragtige kinders, Christian en Lisa. Ek is dis my hartsepunt hierso in Suid-Afrika. Dan het ek my tweede seun, hy is getroud met Lismarie, sy naam is Jean. Hulle is in Australië, hy is onderwyser daai kant. Hulle het 2 seuns, die een is JJ en die ander een is PJ eintlik. Ek het gesê hulle het hom JJ PJ gedoop en gesê hy gaan PJ wees. En toe maak hulle hom Engels groot, stuur hom na Wynberg Boys Primary toe. Nou word hy PJ, ek het gesê dat hom PJ noem pyjamas. Sê nee, hulle gaan nie en nou noem hulle hom ook PJ. PJ ook moeder. En dan my jongste is my dogter, sy is in Italië, is Daniel. Sy was ook hier op skool gewees, Jan was ook hier op skool gewees. Jan was by Bastion. Maar Daniel is getroud met Skalk Hugo, so sy is nou Daniel Hugo. Sê maar Daniel Holten Hugo. Sy is 'n baie goeie atleet. Sy het 2019 was sy SA senior vroue 400 meter kampioen gewees. Skalk is 'n rugby speler, hy speel professioneel. Hy was eers in Frankryk gewees. Nou speel hy vir 'n klub in Italië. Hy was eers by Calvisano, nou by Colorno, sy eerste jaar by Colorno, hy het 'n 2 jaar kontrak met hulle. En hulle het nou 'n babasiekie gehad die 7de Januarie. So ek het hom nog glad nie gesien nie, alleen het hulle my voorreg gehad om hom te gaan sien net na hy gebore is. Maar hopelik kom hulle teen die einde van die maand kom hulle hiernatoe dat hulle ook daar sien, ja. As jy nou vir hulle kon raad gee vir jou 3 kinders, jou 3 eie kinders, wat se raad sou jy vir hulle gee? Ek sou net vir hulle sê om hulle pad suiwer te hou soos ons leer in Psalm 119, dit hou aan die woord van die Here Jesus Christus. Dis mooi. Okay, ek het vir jou 'n boodskapie van iemand af. Dis 'n baie spesiale boodskapie, dit's van Danel af. Sy het vir jou ietsie geskryf. Okay. En Danel is nou in Italië, né? Okay. Luister maar. Liefste Papsie. Ek wil net 'n oomblik vat om vir Papsie te sê hoe dankbaar ek is vir pa en vir alles wat pa vir my gedoen het en steeds doen. Woorde sal nooit beskryf. Woorde sal nooit genoeg wees om te beskryf wat Papsie vir my beteken en hoe lief ek vir pa het nie. Alhoewel ons mekaar nie so gereeld kan sien soos wat ons wil nie, afstand is maar 'n pes, maar geen afstand sal my ooit van Papsie af kan skei nie. Maak nie saak waar ek is in die wêreld of hoe oud ek raak nie, ek sal altyd Papsie se klein poplap wees en Papsie se skoot sal altyd my safe space wees. Dankie dat Papsie my gewys het wat ware liefde is. Papsie is die rede hoekom ek nooit sou settle vir minder as dit wat God vir my het nie. Die manier hoe pa liefhet, weerspieël God se liefde deur en deur. Liefde sonder verwagtinge, 'n liefde in oorvloed. Verbeter kan niemand vra nie. Ek sê dit nie genoeg nie, maar dankie, duisende dankies vir alles. Alles wat Papsie my geleer het en veral pa se harde werk om net altyd die beste vir ons te wil hê. You are tough on the outside, but man oh man, such a softie on the inside. En ek loved it. Ek so baie lief vir Papsie met my hele hart. Can't wait to see you soon. Dan nou. Ja, baie dankie. Is dit nie mooi nie? Ja, Dit is so mooi. So jy kan trots wees op jouself en ek dink jy het jou 3 kinders mooi groot. Baie dankie. Vat 5. Dankie. Dankie Paul.